Hallo, welkom terug. Ons is selfs nou met Leo Sonskyn. Dit is so lekker om hier te hê uit 'n splinter nuwe enkelsnit, 'n Engelse enkelsnit. En ons gaan meer daaroor gesels. Goeiemôre. Goeiemôre Jennifer, hoe gaan met jou? Goed met jou. Kan nie kla nie, dankie. Leo, voordat sy begin, het jy al iemand so vinnige botterbroodjies sien afsluk soos Jennifer? Nee, dit is nog wel. Hulle moes haar gesig nou met daai handreiniger so spuit. Lappe af hier, dis net botter so. Dit is wonderlik. Dit is wonderlik, ja. Botter in my mond gesmel. Dit ruik sommer soos ene botter en kaas in hierdie plek en Ek sê bacon. vir jou, ek gaan ekstra moet gaan oefen, maar dit was heerlik geweest. Kyk, daar's min ding wat so lekker is soos 'n stukkie bacon. In elk geval, Leo, eerste keer wat jy by ons was, 2 jaar terug. Maar jy was verlede jaar ook hier, maar die eerste keer wat jy op ons geelbank gesit het was omtrent 2 jaar terug. As jy terugkyk na die laaste 2 jaar, hoe het jy as kunstenaar gegroei? Hoe gaan dit in die industrie? Sjoe. Die industrie het natuurlik baie interessant geword met KI en allerlei dinge, maar kom ons maak nie daai blikwurms nou oop nie. Ek glo die Here is regtig goed vir my. Jy weet ons doen goed in die industrie. Musiek kom uit en ek het nie veel meer om te sê as ek is dankbaar. Dankbaar. Dis dankbaar. Hoe voel dit? Hoe voel dit nou terwyl jy dankbaar is? Om pa te wees. Ag, dis wonderlik. Dis lekker om pa te wees. Kom daarby uit eers. Ja, babatjies byt nie, ek kan nou hallo sê. Ons wil asseblief graag hallo sê net nou. Ja, so is daarom nie my eerste keer om pa te word, so ek word nou maar vir die tweede keer pa. Jong, vars, nuwe pa. Ek moet sê dat dit is baie makliker nou as die eerste keer, want ek voel asof 'n mens half 'n rustigheid oor jou het. Ja. Die eerste een is 'n mens so heavy oor alles, jy mag niks doen nie en nou verstaan jy, as hulle huil, gaan hulle nie dood nie. Dis of een van 3 dinge wat ons nie nou sal noem op plig nie. Ja, maar weet presies, begin bo werk op pad onder. Ja, 100%. Ja. As jy nou kan pa wees, en ek weet Pierre is ook baie passievol oor pa wees en teenwoordige paas. Wat is daai nalatenskap wat jy hoop jy by jou kinders los? Wat is daai les? Jo, ek gaan nou seker baie cliché dink, maar ek wil uitklink, maar ek wil net graag goddelike waardes in hulle installeer en natuurlik net vir hulle wys. Ons nou 3 dogtertjies en 1 seentjie. Vir my seun wys hoe dit is om 'n ordentlike man vir jou vrou te wees en vir my dogtertjies kan 'n voorbeeld wees van wat 'n man vir hulle moet wees. Dit is vir my baie belangrik. Ja. Is baie keer ek wil nie sê makliker nie, maar vir 'n pa is dit amper om dogtertjies groot te maak. Dis nie so moeilik nie, want jy moet net verstaan hulle is amper soos hulle ma en jy moet hulle en hanteer hulle amper net so. Ja. Maar om 'n laaitie groot te maak vir 'n man, skielik begin daar dinge in jou wakker word. Skielik begin daar dinge van watter rolmodel is ek regtig vir 'n ander man? As jy 'n ander man van sy fundamentstasie, stadium, van sy fondasie af moet opbou, dan besef jy ek is nie net 'n pa nie, ek is ook 'n rolmodel. Ja, 100%. So daar is definitief verskillende maniere hoe ek approach hoe om my dogtertjies en vir my dogtertjies kan 'n mens nog half meer lenient wees. Ja. Want hulle kan 'n bietjie meer weg. Hulle gaan nie in my opinie gaan hulle gaan nie die leier van die huis wel in hoe ek groot geword het. Alhoewel 'n vrou 'n leier kan wees, maar ek bedoel maar net die heeltyd is sonder dat iemand weet. Ja, 'n seun moet 'n mens bietjie strenger wees, glo ek in my eie gewin, ja. Hoor jy so gepraat van rolmodelle? Het jy rolmodelle in die industrie? Kunstenaars waarna jy opkyk, is daar mentors wat jou help op hierdie pad? Ja, daar's baie mense wat ek na opkyk. Ek gaan nie lieg. Ek hou van Oom Dousie. Hy's nog true aan sy musikant gronde of gegrondheid. Ja. In die internasionale mark hou ek nogal van die sound van Max McNown op die oomblik. Ja, ek dink hy's 'n nuweling, maar hy maak lekker musiek. En dan ja, jy sien, ek weet nie. Ek probeer maar my eie rolmodel wees 5 jaar van nou af op die oomblik. So dit is vir my 'n ding waarna ek streef. Ek wil altyd myself verbeter. Ja, mooi sê. Nou het jy Engelse liedjie. Ja. Hoekom Engels? Ek dink die eenvoudige antwoord is dat die kategorie in Suid-Afrika groter is en ek wil maar net kyk hoe dit gaan en dan ek dink my groot droom is om internasionaal te gaan. Ek wil myself nie limiet net tot Suid-Afrika nie. En baie mense sal sê maar jy moet dit eers in Suid-Afrika maak, maar ek glo nie
dat dit is die waarheid nie. Ek glo dat jy kan enigiets bereik as jy dit wil bereik, jy weet, en as jy dit uitspreek en dit najag. Maar ek dink net ek wou graag ietsie gedoen het wat bietjie buite die boks is. Ek dink nie ek is klaar met Afrikaans nie, glad nie. Ek dink my volgende liedjie gaan weer Afrikaans wees want ek is baie lief vir my taal. Maar ek wou maar net ietsie anders te probeer te kyk hoe dit gaan. Nou gepraat oor iets anderster. Hoe lank groei jy nou al jou hare? Die regverdige antwoord is om te sê van so 21 jaar oud af, maar ek het dit al obviously gesny en ja. Dis 'n Simpson ding. Dis 'n Simpson ding. Ja. Dis pragtig. Dit is 'n pragtige look, wil ek net sê. Ja. Leo, vertel gou vir ons, waaroor gaan Dance All Night? So Dance All Night, ek het 'n stuk in die Bybel gelees waar Dawid gedans het vir die Here en het homself uit sy klere uitgedans. En dit was 'n oomblik wat hy baie moeilikheid in sy lewe ervaar het en ek het dit toe nou teruggetrek na my eie lewe toe voordat ek die Heilige Gees en Jesus ontmoet het. So dis 'n baie persoonlike liedjie waar ek en een van my vriende, Jared Smith, gesit het en geskryf het aan die liedjie waar dit is 'n storie waar jy gaan van hopeloosheid sonder die Heilige Gees waar jy die Heilige Gees sien in ander mense en dan is jy soos van wat is dit? Wat is daai lig wat in hulle skyn? Ek wil dit ook hê en dan eventually kry jy jouself aan die einde met the joy that comes with the Holy Spirit. Ja. Daai transformasie in jou lewe, want jy het al voorheen gepraat en jy praat nogals redelik ooplik dat jy by plek was en daai verandering in jou lewe gekom het. Met daai verandering verloor mens vriende, moet mens jou leefstyl aanpas, is daar mense wat jy so al wegstap. Hoe is daai transformasie? Ek sal baie bekommerd wees as jy nie vriende verloor nie. Want dan het jy nie verander nie. Ek dink dit kom met die territory. Ja. Maar ek het ook baie nuwe amazing vriende gemaak wat regte vriende nou is en mense wat saam met my paie stap en mense wat jy ontmoet op die reis. Mense wat regtig omgee, jy weet, want ek dink die vorige Leo se lewe het baie gegaan oor wat ek vir hulle kan gee, maar nou is dit saam eerder 'n pad waar ek saam met mense stap na 'n pad toe in plaas van ek wat kan net gee of hulle wat net kan gee. So ja, definitief baie mense verloor, maar baie mense gegain en goeie mense gegain. Quality over quantity. Ja. Ja. Dit moet baie braaf wees. Mense wat nie op 'n baie slegte plek al was nie daai oorgang hoef te gemaak het nie of deur daai oorgang is nie. Verstaan nie altyd hoeveel guts dit vat nie, né? Hoeveel voordat mens by die geestelike en die spirituele daar uitkom. Net jou eie persoonlike besluit om te draai en te verander. Ag ek dink dit is eintlik relatief eenvoudig om te kies tussen lewe en dood, maar ek verstaan van waaraf jy kom met dit. As jy vasgevang is vir so lank in 'n leefstyl wat jy net ken as daardie leefstyl. Ja. Maar ek het eerlik gesê nie van daai ou gehou nie. Nee. Nee. nee, ek het nie. Dit was nie 'n weergawe van myself wat ek baie van gehou het nie. Ek dink ek het myself laat glo ek hou van daai persoon en ek dink ek kon vir myself gereeld lieg en sê dis okay om dat ek dit ek het vir lack of a better word my emosies genam het daaroor. Ja. Maar ek dink as jy in die spieël staar in die oggende en daar is geen substance wat jou nou dra nie, dan kyk jy mens nou na jouself en jy geniet nie regtig wat jy sien nie. Ja. En ek hoop dit resoneer met iemand wat vandag hierdie hoor. Ek seker dit doen met baie mense. Ja. Leo, ek is so gekyk op jou social media, my maand ongelooflik besig vir jou. Jy tree omtrent oral op. Lyk die res van jou jaar ook so? Wat lê voor? Ja, yes, ons het baie oop. Ek wil graag almal uitnooi. Ek gaan my single release doen in Heidelberg by Life Ministries Christian School in Heidelberg hierdie Vrydag. Dit gaan so om en by om 5:00, 6:00 begin, so asseblief kom uit. En ja, baie shows hierdie jaar. Ek travel all over. Hou maar my social media dop. Ek gaan nie nou aan almal kan dink nie, maar ek is genuinely amper vol geboek tot en met September maand en as daar natuurlik goedjies wat tot die einde van die jaar ook mag gebeur. Maar ja, die Here is goed vir ons en ons sê dankie. Kom uit as jy 'n show sien, kom sê hallo, kom neem 'n foto, kom vra raad.
net wat jou hart begeer. Jo. Leo, so lekker om met jou te gesels. Ons weer die enkelsnet, soos jy sê, eintlik is Vrydag uit. Ons het gelees Yes. vandag oor om te gesels, Dance All Night. Dankie vir jou mooi hart en jou menswees. Mag jou lig skyn daar waar jy gaan. En vir julle ook, dankie. Ek waardeer dit. Baie dankie. Dit is dan Leo Sonskyn en hier is daai splinternuwe enkelsnet Dance All Night.